Halleluja. Ek is baie opgewonde om met julle te kom praat. Dis is Revolution Studio en ons gaan vandag ons 191ste program doen en ons kyk na die 7 profetiese tekens wat aan my verskyn het en ek is baie opgewonde om oor hierdie teken te praat vandag en ons gaan nou kyk na die vorige gedeelte waar ons gekyk het na die teken self en nou gaan ons kyk na die uitleg van hoe hierdie teken, die implikasie van hierdie teken. En so die naam van hierdie program is God het reeds 'n standaard opgerig. Halleluja. Kom ons bid saam. Vader, dankie Here. Dankie dat ons kan saam bid. Dankie Here vir wat U gedoen het. Here, ek bid dat hierdie program mense se harte sal verander. Ek bid Here dat mense diep getref sal word deur hierdie waarheid en dat hulle dit as 'n instrument in hulle lewens sal toepas, Here. Dat hulle U genade wat U vir hulle beskikbaar gemaak het sal vat en hulle eie maak. Heilige Gees, lei ons, lei my Here, dat ek werklik hierdie konsep, hierdie openbaring kan oordra aan U mense, soos wat U dit vir my gegee het om vir hulle oor te dra in Jesus se naam. Amen. Halleluja. Ja, prys die Here. Ons is besig met hierdie 7 profetiese tekens en soos ons reeds gesien het, het ons gekyk na die laaste 5 programme. So laat ek net gou hierso kyk, die laaste 5 tekens wat ons gehad het. So in hierdie tekens het ons net gou weer vinnig opsom, het ons gesien, was daar 'n engel gewees wat 'n trompet geblaas het, die eerste teken, en ons het gesien dat daar is 'n slee, wat 'n dorslee is, wat die tweede teken is, wat ook verwys na God se voorbereiding vir die eindtye, vir die groot verdrukking, en waar hy vir ons Elia gaan stuur, en waar hy vir my profetiese woord gegee het, ek maak jou 'n nuwe dorslee met skerp tande, en dan kyk ons na ons derde teken, en ons derde teken was 'n wensbeentjie gewees, en die wensbeentjie is, God wil ons voorberei, om weer sy krag van sy evangelie te kan sien, in die kerk, funksioneer, soos wat hy dit beplan het vir ons, soos wat hy het begeer het vir ons. En 'n wensbeentjie beteken, wat jy ook al begeer, wat jy ook al wens, sal God vir jou gee. En ons vierde teken is 'n vinger wat wys, kom op hierheen. En dit beteken die Here het ons het nie net gesterf en ons sonde is vergewe, ons is 'n nuwe mens, maar die Here sê, kom sit hier bo in hemelse plekke saam met my. En dit is wat ons moet besef, waar sit ons in hemelse plekke? En laas week het ons begin praat oor die 5de teken, wat is, dat partykeer kom die vyand in soos 'n golf, hy kom soos 'n oorweldigende golf in, maar God het 'n antwoord wat hy 'n standaard oprig, en ons gaan vandag verder kyk na hierdie 5de teken, en die implikasie daarvan. Halleluja. So, God het 'n standaard opgerig vir ons, en hierdie standaard is 'n kragtige standaard wat ons vandag wil na kyk, om te kyk wat is die implikasie van hierdie amazing openbaring van God het 'n standaard opgerig. Ons het reeds laasweek al begin kyk daarna, maar ek wil nou in diepte kyk na die implikasie van die standaard van God se geregtigheid, wat hy reeds vir ons opgerig het. Halleluja. So, as ons gaan begin kyk daarna vandag, gaan ons kyk na 'n hele paar dinge wat ek dink jy al in jou Bybel gelees het, en jy het al gehoor daarvan, maar ons besef nie altyd wat die implikasie daarvan was nie. So, God het nog altyd ons sonde kom vergewe. God wou ons sonde vergewe het. Nou, ons het laasweek gepraat en ons het gesê, dat ek het geval in hierdie donker diepte van vrees in, en ek het gesê, Here, vergewe my, en op daai oomblik het die Here my onmiddellik
vergewe. Nou die implikasie daarvan van my is so groot, dat ek 'n tweede program maak, om werklik vir jou te kan wys, wat die Here sê, oor hierdie standaard wat hy opgerig het, en hoe kragtig hierdie standaard is, en hoe om hierdie standaard te kan toepas in jou lewe, en hierdie waarheid joune te kan maak. So, God het 'n standaard opgerig, en daai standaard is die standaard van sy geregtigheid. Halleluja. So, as ons kyk na Romeine 4 vers 5 tot 7, dan sien ons dat die apostel Paulus het gepraat van 'n geregtigheid. Ons het al baie gelees van hierdie geregtigheid wat die Here vir ons gegee het. Maar ons besef nie altyd die implikasie daarvan nie. Ek het al reeds in ons Patmos programme het ek daaroor gepraat, en ek glo ek het al in breedvoerigheid begin om te verduidelik oor geregtigheid, maar nou kom die Here met 'n teken, 'n profetiese teken wat hy kom maak het om te sê, dis hoe ernstig hy is, en ons gaan sien in die volgende teken hierna, verwys weer 'n keer terug na geregtigheid toe. Halleluja. So, Paulus skryf in Romeine 4 van 5 tot 7 en hy sê, maar as iemand wat nie deur die wetwerk vertrou en ten volle glo op hom wat die goddelose regverdig, sy geloof word dan aan hom gereken as geregtigheid. Die stand wat vir God aanneemlik is. So, wat Paulus hier vir ons sê is, hy sê, dat God het 'n standaard opgerig, en hierdie standaard wat hy opgerig het, is nie deur die wet nie. Jy sien, die wet het ons onmiddellik afgesny. As daar nou 'n vloed was wat ingekom het, was dit sonde wat ons oorweldig het, en ons afgesny het van dit wat die Here vir ons gehaat het. Maar toe kom Jesus Christus, en hy betaal 'n prys, en hy maak 'n weg waar daar nie 'n weg was nie. En hy gee vir ons 'n bonatuurlike geregtigheid. En hy sê, want as ons vertrou en ons glo op hom wat die goddelose regverdig, dan sal sy geloof aan hom toegereken word as geregtigheid. So, deur geregtigheid kan ons eintlik toegereken word as 'n geregtige persoon. Nou wat amazing is wat die profeet Dawid en die koning Dawid daaroor gesê het. En hy sê in vers 6, so wens Dawid die man geluk en spreek 'n seën uit oor hom aan wie God geregtigheid toeken, afgesien van die werke wat hy doen. Salig en gelukkig en beny is die wie se ongeregtighede vergewe is en wie se sonde bedek en heeltemal begrawe is. Geseënd en gelukkig en beny is die persoon van wie se sonde die Here hom nie in ag sal neem of dit sal verreken nie. So, Paulus sê vir ons hierso, Paulus sê, God het alreeds openbaring aan Dawid gegee. Dawid het openbaring in die Ou Testament reeds gekry, waar hy in Psalm 32 van vers 1 tot 2, waar hy sê, geseënd is die mens, geseënd is die een wat God nie sy sonde aan hom sal toereken nie. Nou ons as Christene sukkel baie keer, ons sukkel met die konsep van vergifnis. Want ons dink partykeer dat God dink soos ons. Ons dink dat hy vergewe wanneer hy nou beter voel. Dan gaan hy nou vergewe. Maar hierso sê dit iets amazing. Dit sê dat God het aan ons wat glo, het hy geregtigheid toegereken. Nou dit is amazing. Dit is 'n bonatuurlike plek wat ek jou laas week van vertel het. Want wanneer ons in daai plek kan ingaan, dan gebeur daar amazing dinge. So, wat gebeur is, ons is toegereken van geregtigheid, en God het 'n standaard opgerig om ons sonde te vergewe. Nou, vergifnis, dink ons baie keer, is voorwaardelik. Ons dink God sal vergewe wanneer ek iets gedoen het. Vergifnis is voorwaardelik, maar vergifnis is slegs voorwaardelik vir die wat glo. Jy weet,
as jy vandag weer glo, dat die Here het jou geregtig gemaak, sal jy sien, dat die Here jou onmiddellik weer sal vergewe. Wat my diep getref het, in hierdie openbaring, is die openbaring wat Dawid gehad het, sê dat God sal ons sonde nie toereken nie. Hy sê, geseënd is die man, wat sy ongeregtighede totaal en al vergewe is, en wie sy sonde bedek is, en heeltemal begrawe is. Nou ons sukkel met hierdie konsep, en baie mense sal dalk dink, maar Hendrik, wat sê jy nou? Sê jy, dat my sonde is net eenvoudig vergewe, en ek hoef niks te doen, om reg te wees nie, en ek kan net doen wat ek wil, en die Here gaan my heeltyd net vergewe? Dis nie wat ek sê nie. Maar wat ek wel sê is, ons God is so goed, ons God is so amazing God, hy is nie soos 'n mens, dat hy sal lieg nie. Hy het 'n belofte gemaak wat gesê het, as jy hom sal glo, nou God weet wanneer jy glo, God weet wanneer jy onvoorwaardelik berou het, en jy besluit, weet jy Here, ek glo jou, ek vertrou jou, dat jy my vergewe vandag, en daai oomblik vergewe die Here jou onvoorwaardelik. Halleluja. En so, wat vir my so amazing is dat Jesus Christus wys vir ons hierdie voorbeeld op 'n plek, en ons ken die storie so goed, waar daar 4 manne gekom het, en hulle het 'n man wat siek was, deur die dak laat sak, en hulle wou hom laat gesond word deur Jesus. En Jesus het toe 'n baie interessante ding gesê. Hy sê, en toe hulle vertroue in hom sien, spruit uit hulle geloof, sê hy, mense, jou sonde is jou vergewe. Nou dis amazing. So, die oomblik, toe die Here sien, hoe kom hierdie man deur die dak, en hy sien hierdie 4 manne, wat geloof het, dat God gaan hierdie ou genees, toe maak Jesus 'n radikale stelling, en hy sê, man, jou sonde is jou vergewe. Wow. Nou ons weet wat gebeur het, die oomblik toe Jesus dit sê, het die Fariseërs gedink, hoe kan hy mense se sonde vergewe? Hoe is dit moontlik? En toe gaan Jesus, en hy sê hierso, in vers 23, en hy sê, wat is makliker om te sê? Jou sonde is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop rond? Maar sodat julle kan weet dat die Seun van die mens die mag en die reg op aarde het om sonde te vergewe, het hy vir die verlamde man gesê, ek sê vir jou, staan op, tel jou mat op, en gaan na jou eie huis. En dadelik het die man voor hulle opgestaan, en opgetel waarop hy gelê het, en het na sy huis gegaan, en God erken en geprys en gedank. Wow. Nou wat amazing is, wat hier staan is, dat die Here sê, ek vergewe jou sonde, en hulle sê nee, ons glo nie, dit kan nie wees nie, wie kan sonde vergewe, maar God alleen. Wie dink jy is jy? Dink jy is God? Nou ons weet, hy is Jesus God. Maar wat so amazing is, Jesus gaan nou demonstreer, hoe onvoorwaardelik God se vergifnis is, vir die wat glo. Want hierdie manne kom en hulle sak hierdie ou deur die gat in hierdie dak, nie om sy sonde vergewe te kry nie, maar om hom genees te kry. En wat my so amazing is, en ek dink ons het dit al genoem, jy weet, in die tyd van Moses, moes hulle na 'n slang kyk, wat Moses opgelig het op 'n paal. En die oomblik as hulle na die slang kyk, het die Here hulle sonde vergewe, en hulle is genees, en die gif wat in hulle ingegaan het, is onmiddellik uit hulle liggame uit. So hulle het nie dood gegaan van die sonde nie. So die Here vergewe hulle sonde, en hy genees hulle op dieselfde tyd. Halleluja. En hier gebeur presies dieselfde ding. So ons sien hierso, ingesluit in die redding in wat God vir hierdie man gee, is vergifnis van sonde en genesing, al twee ingesluit. Dis 'n amazing openbaring. Halleluja. Maar die punt wat ek hier wil maak, wat ek wil hê jy moet verstaan vandag, is dat jy sal besef, Jesus sê, wat is makliker? Om te sê jou sonde is vergewe, of om te sê, staan op en loop? Nou, ek en jy weet, ek weet nie of jy dit weet nie, maar dit behoort eintlik net so maklik te wees, om te sê, staan op en loop, soos wat dit is, om te sê jou sonde is vergewe.
En Jesus sê, staan op en loop. En die man staan op en hy loop. En dis 'n teken dat die Seun van die mens wel die reg gehad het om sonde te vergewe. Want hy het onmiddellik daai man se sonde vergewe deur die geloof van sy vriende toe hy gesê het, ek genees jou. Halleluja. So daar's 'n onmiddellike vergifnis. Dis die punt wat ek wil maak. Jesus het 'n onmiddellike vergifnis toegepas op hierdie man se lewe. En dit is vir my so bemoedigend om dit te kon besef. Weet, ons het 'n vers wat ons almal ken, waarmee ons baie keer mense na die Here toe lei en ons help hulle om die Here te leer ken, sodat hulle die Here kan aanneem. En dit is in Johannes 1 van vers 11 tot 12. En daar sê Johannes, hy sê, hy het gekom na dit wat aan hom behoort, tot sy eie, sy domein, sy skepping, sy dinge en sy wêreld. Die wat syne was, het hom nie aangeneem nie, en hom nie verwelkom nie. Maar almal wat hom ontvang en hom verwelkom het hy die gesag, die krag en die voorreg en die reg gegee om kinders van God te kan word. Dit wil sê, aan hulle wat in sy naam glo, wat sy naam aanhang, wat vertrou op hom en staat maak op hom. Halleluja. Jy sien, die dag toe jy die Here aangeneem het, het jy gesê, Here, ek glo jou. En die oomblik toe jy die Here glo, dat hy sê, ek vergewe jou sonde, daai oomblik was jou sonde bonatuurlik vergewe. Halleluja. Wow. Miskien luister jy vandag na hierdie boodskap en jy dink, Here, ek is 'n sondige mens, Here. Ek kan dit nie doen nie. En dan wil die Here vir jou vandag sê, ek wil jou vergewe. As jy sal glo dat ek jou onvoorwaardelik sal vergewe, sal ek jou vergewe. Op hierdie oomblik, terwyl jy na my luister, sal ek jou vergewe. Ek weet nie of ek het laas week gesê het nie, maar dit was so amazing. In die boek van Handelinge 10 kom Petrus in 'n huis in van die heidene en hy weet nie wat hy in die huis doen nie en hy kry hierdie boodskap dat 'n engel het aan Kornelius verskyn en hy begin die boodskap te verkondig en hy sê dit staan geskrywe dat dit geprofeteer was dat die wat in hom sal glo sal vergifnis kry van hulle sonde. En Petrus sê terwyl hy nog besig om te praat, toe val die Heilige Gees op hierdie mense. Halleluja. En onmiddellik begin hulle in nuwe tale te praat en hulle word gedoop met die Heilige Gees. Die heidene kom in die koninkryk in en hulle word gedoop met die Heilige Gees. Maar wat my diep getref het was die feit dat onmiddellik toe hulle glo, daai oomblik het God hulle hart geken en daai oomblik het die Gees van die Here op hulle gekom. Ek voel die teenwoordigheid van die Here. En ek ervaar net hoe die Here sê, as jy vandag werklik met jou hele hart sal glo, wat ek vir jou sê, en sê, Here, ek het nodig om weer skoon te word vandag, dan sê die Here, dan rig hy 'n standaard vandag op, weer 'n keer, en daai standaard is sy geregtigheid. Halleluja. Hy het jou die reg gegee. Dit is wat geregtigheid is. Hy gee ons die reg, hy gee ons die voorreg om seuns van God genoem te word, omdat ons geglo het, vir die wat in hom glo. Halleluja. Ek prys die Here. So, om te glo is wat God die vermoë gee, om skielik die standaard te kan oprig, om te kan staan teen die vyand se werke. God het vir ons 'n weg gemaak waar daar nie 'n weg was nie. Ek wil nou iets anders te sê. Baie keer wil ons eers sien voor ons glo. En omdat ons wil sien voor ons glo, vat ons nie werklik wat die Here sê nie. Ons wil eers voel dat ons goed genoeg is. Ons wil eers voel dat ons nou, die Here gaan nou iets doen, dan sal ons glo. Maar in Johannes 8, my favorite, my bekende vers, die vers wat my lewe verander het, sê Jesus vir ons wat ware geloof is. En hy sê, ek het op my Engels hier so gesit, hy sê so, and as many as believed in him,
as many as trusted and relied on and adhered to him. Jesus said to those who believed in him, if you abide in my word, if you hold to my teachings and live in accordance with them, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. So hy sê hierso vir die wat aan hom glo, sê Jesus vir Jode wat aan hom glo, en hy sê, as julle werklik in my glo, hou aan my woorde vas. Glo my woorde. Daai hou vas beteken, glo my woorde, en maak dit joune. As ek vir jou vandag sê, die Here vergewe jou onblikklik, glo dat jy onblikklik vergewe is. Halleluja. Jy weet, die eerste keer toe ek hierdie openbaring begin verstaan het, het ek ook daarna 'n manifestasie gehad van God se teenwoordigheid, wat so kragtig was, omdat ek geglo het. Dieselfde soos wat hulle gehad het in Handelinge 10, toe hulle geglo het en die Gees van die Here het op hulle geval, en hulle is toe gedoop met die Heilige Gees en nuwe tale gepraat, omdat hulle geglo het. Dis al wat hulle gedoen het, hulle het geglo. Jy dink, wauw, kan dit so maklik wees? Ja, dit is so maklik. Maar daar's 'n plek waar Jesus sê, hou vas. Hou vas. En as jy my woorde hou, en jy maak dit werklik jou werklikheid, dan sal jy die waarheid ken. En die waarheid sal jou vrymaak. En dis die doel vandag wat ek eintlik vandag vir jou het. Dat as jy dit wat die Here sê glo, as jy sy woord glo, en hierdie is net 'n voorbeeld, een voorbeeld van hoe God 'n standaard sal oprys deur geregtigheid. So geregtigheid het ons die reg gegee sodat God 'n standaard kan oprys teen die vyand, sodat hy die vyand se werke kan vernietig. Ons het hierdie vers laasweek gelees en ek gaan hom weer in Engels lees. Dat sê, wanneer die vyand inkom soos 'n vloed, dan rys God 'n standaard op teen hom. En ek hou van wat die Amplified sê, hy sê, he puts him to flight. Hy laat hom weghardloop. Hy verstoot hom, hy verdryf hom. Daar's 'n vers wat ons laas nie gekyk het wat sê, if you resist the devil, as jy die duiwel sal teestaan, sal hy van jou af wegvlug. Maar jy moet jouself eers onderwerp, jy moet eers glo in daai plek, die Here vertrou en sê, Here, ek gaan in hierdie plek in, ek glo jou, dat jy my sonde onvoorwaardelik op hierdie oomblik vergewe. Ek voel die teenwoordigheid van die Here. En ek wil net vir jou kom bid. Ek wil regtig vir jou kom bid, dat die Here jou sal aanraak, dat jy sal glo, dat dit is nie hoe goed jy is nie. Baie keer, ons grootste probleem is, ons sukkel om te dink, ons is goed genoeg. En ek wil nog 'n laaste punt maak vandag. En hierdie punt is so kragtig, dat ons dink God is soos ons. Ons dink God dink soos ons. En dis hoekom ons sukkel om te glo, dat hy ons weer 'n keer kan vergewe. Nou, hier staan in Jeremia 31, it's amazing, en hy sê hierso, God gaan 'n nuwe verbond maak. En hierdie nuwe verbond wat hy met ons maak, sal nie wees soos die ou verbond nie. Maar hierdie verbond wat ek het met die huis van Israel, wat ek sluit met die huis van Israel, is ek sal my wet in hulle binneste gee, en dit op hulle harte skrywe, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste, en elkeen sy broer, leer, en sê, ken die Here nie. Want hulle sal my almal ken, van die kleinste tot die grootste onder hulle spreek die Here. Want, hoor nou wat sê hy, so God sê, ek maak 'n nuwe verbond met jou, en hierdie verbond sal 'n verbond wees, wat nie soos die vorige verbond was met Moses nie. Dis 'n nuwe verbond, hierdie verbond is in Christus, hierdie verbond het nie met jou te doen nie, hierdie verbond het met Jesus Christus te doen. En ek gaan my wet op hulle harte skryf nou, en, want, ek sal hulle ongeregtighede vergewe, en aan hulle sonde nie meer dink nie. Wow! God vergewe nie net nie, hy vergeet ook. Nou, kan jy dit indink? Ons gaan nou 'n vers kry wat so bonatuurlik is, wat jy gaan sê, maar dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. Kan God my weer 'n keer vergewe? Kan God my onvoorwaardelik vandag
vergewe, dat ek skoon kan wees. Jy sien die doel hoekom God so met ons handel, die doel hoekom God so met ons werk, is hy wil vir ons wys hoe goed is hy. Hy wil vir ons wys dat hy 'n God is van liefde, wat ons so verskriklik lief het. Wat sê Romeine 5? Romeine 5 sê, terwyl ons nog in swakheid was, magteloos om onsself te help, het Christus op die gepaste tyd vir en ten behoewe van die goddelose gesterf. Nou, is dit 'n buitengewone ding vir 'n mens om selfs vir 'n opregte mens sy lewe te gee. Almal sou miskien dalk selfs vir 'n edele en 'n dierbare en 'n vrygewige weldoener dit waag om te sterf. Maar God wys en bewys duidelik sy eie liefde vir ons deur die feit dat Christus die Messias, die gesalfde, vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Daarom, aangesien ons nou geregverdig is, vrygespreek is, geregverdig gemaak is en in 'n regte verhouding met God gebring is deur Christus se bloed, hoeveel te meer is dit seker dat ons deur hom gered sal word van die toorn van God. Halleluja. So hy sê, terwyl ons in swakheid was, jy weet, ons is swak. Ek is swak. Jy dink miskien Hendrik is 'n amazing voorbeeldige man en hy het geen foute nie, maar ons almal as mense het swakhede. Ons het swakhede. Selfs die apostel Paulus het gepraat oor sy swakhede. Hy sê, Here, vat my swakhede weg. Hy sê, toe ons nog swak was, toe het God gekom en hy het 'n werk gedoen wat ons nie kon doen nie. Want as ons het kon doen, het ons hom nie nodig gehad nie. So hy het 'n werk gedoen wat ons kan vat. En die Here wil hê jy moet vandag daai werk vat, onvoorwaardelik. En as jy daai werk onvoorwaardelik vat en weet dat die Here het reeds die verlede vergewe, dan gaan jy onmiddellik in 'n plek kan instap waar die bonatuurlike van die Here onmiddellik op jou vaardig sal word. Jy weet, ons ervaar God nie wat ons dink. Hy dink soos ons. Ons dink, weet jy wat, ek weet nie heeltemal of God my gaan vergewe en ek weet nie heeltemal of hy my gaan toelaat en of hy daai gebed gaan antwoord wat ek hom gevra het nie. Miskien gaan hy dit môre doen. Maar die Here wil eintlik hier vir jou vandag sê, ek wil dit onmiddellik doen. Halleluja. En ek bring jou, dis wat my so diep getref het van hierdie vers. Dit sê, toe ons nog sonders was, het God ons nou geregtig gemaak. Hy het ons gebring in 'n plek van 'n regte verhouding met God. Wow! Hy bring ons in 'n plek in van 'n verhouding met God wat so amazing is dat ons eintlik nie daai verhouding verdien nie. Hy gee vir ons 'n regte verhouding met hom. Hy sê, nou is jy reg met my. Halleluja. Miskien voel jy die hele tyd, ek kan net nooit reg wees met die Here nie. Dan is vandag jou dag om te sê, wow, God wil hê ek moet glo en sê, ek het jou reg gemaak, ek het jou geregtig gemaak. Glo my vandag, dat jy werklik in daai posisie kan instap. En as jy daai posisie ingestap het, dan sal jy in 'n amazing plek kan stap van vryheid en van lewe. Kyk na hierdie vers, Romeine 8, ons ken hom so goed. Hy sê, daarom is daar dan nou geen veroordeling, geen skuld bevind aan onreg nie, vir die wat in Christus Jesus is nie. As jy glo, dan gee die Here jou onvoorwaardelike toegang tot Jesus Christus. God gee jou eintlik 'n voorreg wat jy nie verdien nie. En dis 'n regtige voorreg. Dis 'n reg wat hy jou gee, maar dis 'n voorreg want dis genade. Hy gee vir jou genade om jou sy genade te leer, om jou sy goedheid te leer, sodat jy eintlik uit jou gefalle toestand uit kan ontsnap. Halleluja. Hy sê hierso, wat wandel nie volgens die voorskrifte van die vlees nie, maar volgens die voorskrifte van die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe, wat in Christus Jesus, die wet van ons nuwe wese is, het my bevry van die wet van die sonde en van die dood. Ons het dit laasweek gesien. So, as die Here 'n standaard oprig, dan ruk hy jou uit die hand van die vyand uit, en hy ruk jou uit die koninkryk van duisternis uit, en hy ruk jou bonatuurlik
in 'n plek in van die bonatuurlike waar jy reg is met God. In die derde hemel, waar jy nou uitgehaal is uit die wet van sonde en die dood uit, en jy is oorgeplaas in die wet in van die gees van lewe. Halleluja. Nou kan jy lewe ervaar. Nou het God werklik 'n standaard opgerig en jy die standaard gee lewe. Ek wil alweer die teenwoordigheid van die Here. Want God se teenwoordigheid bring lewe. En God wil vandag 'n standaard oprig in jou lewe. Waar jy gesukkel het om uit te kom uit daai spiraal uit wat jy heeltyd nie kan uitkom nie. Waar jy sukkel in swakhede en jy voel nie goed genoeg nie. Kom die Here en hy wil jou kom uitruk bonatuurlik uit hierdie spiraal uit van swakhede waarin jy geval het. Halleluja. So, jy weet, wanneer ons God glo, dan breek hy eintlik die werke van die vyand. Hy breek die werke van die vyand, hy vernietig dit wat die doel was van waarvoor hy daai vloed op jou gestuur het, en onmiddellik red hy jou, bonatuurlik, uit die hand van die vyand uit, want die vyand wil jou intrek, hy wil jou oorweldig met hierdie vloed wat ingekom het. En hier is hierdie vers in 1 Johannes 3, wat vir my amazing is, en ek het hierdie vers direk oorvertaal van die Amplified af in Afrikaans, en hy sê, seuns, laat niemand julle mislei nie, hy wat geregtigheid beoefen. Nou die Engelse vertaling sê, he that practices righteousness. Wat beteken dit? Dit beteken dat jy in 'n konstante plek sal wees waar jy die heeltyd God se geregtigheid sal aanvaar. So jy is eintlik die heeltyd besig om 'n standaard op te rig teen die vyand se vloede. En hy sê, hy wat geregtigheid beoefen, wat opreg is, in ooreenstemming met die goddelike wil en doel en denke en optrede, en is konsekwent en is pligsgetrou, en 'n pligsgetroue lewe lei, is regverdig. So, wat hierdie vers sê, ons kan geregtigheid beoefen, as ons volgens God se wil lewe, en God se wil is dat ons hom sal glo, dat ons, wanneer die vyand inkom soos 'n vloed, want dat ons 'n standaard teen hom kom opreis, en hierdie standaard sal onmiddellik die vyand stop, en hy sal sy mag en sy hou vas wat hy op jou gehad het, begin verloor, en jy sal sê, wow, God is goed, en die Here ruk jou op daai oomblik, ruk hy jou uit die hand van die vyand uit, want dan sê hy in vers 8, maar hy wat sonde beoefen, is uit die duiwel, en neem sy karakter van die bose af, want die duiwel het gesondig, en die goddelike wet oortree van die begin af. Die rede waarom die Seun van God gemanifesteer en sigbaar gemaak is, was om die werke van die duiwel, wat hy gedoen het, ongedaan te maak, te vernietig, ons los te maak, en selfs ons op te los. Afrikaans sê to loose, to dissolve, en to destroy, sê die Engels, die vyand se werke. So God se doel is om die vyand se werke te vernietig in jou lewe. Weet soveel keer in my lewe, het ek in swakhede, het ek foute gemaak. En ek gaan, nog steeds. Maar elke keer wanneer ek dit doen, dan leer ek, wow, maar God het my geregtig gemaak. En hy gee my amper 'n oorbegin kans, sodat ek die vyand se werke kan vernietig, sodat ek werklik die houvas wat hy op my probeer kry het, kan losruk vanaf, en skielik ruk die Here my weer uit, en ek is weer bo, en ek is nie onder nie. Ek is weer die kop, en ek is nie die stert nie. Halleluja. So ek wil vir jou bid vandag. Ek wil regtig bid, dat die Here jou absoluut sal aanraak op 'n kragtige manier, en dat jy sal weet, wanneer die Here jou uitruk, sal jy weet, jy sal weet dat die Here jou uitruk, op daai oomblik, ruk hy jou uit. So Vader, dankie Here, dankie dat U ons kom uitruk uit die hand van die vyand uit, Here.
Dankie Here, op hierdie oomblik gaan baie mense uitgeruk word. Ek sien net hoe mense uitgeruk word deur die Here se regterhand van geregtigheid. Hy wys my sy regterhand van geregtigheid en hy sê ek ruk mense uit. Ek ruk hulle net uit nie, ek ruk hulle op. Halleluja. Ek ruk hulle uit die wet uit van die sonde en die dood en ek ruk hulle op in die wet van lewe in. Dankie Vader, dankie Here, dat waar u gees is daar lewe. En dankie dat u ons uitruk. Dankie dat u ons opruk. Here, uit die werk van die vyand uit ons swakhede uiteindelik, Here. Daar waar ons tekort kom, daar waar ons voel, ja, ek kan nie dit bereik nie, kom u en u vul daai gap vul u op, Here, sodat ons werklik kan bereik wat u vir ons nog altyd bedoel het. Ek bid vir elkeen wat luister, Here, dat die Gees die werke sal breek oor hulle. Die Heilige Gees wys my net, ons is so moeg. Ons is moeg geveg met ons eie krag. En die Here sê, kom in my geregtigheid in. Vat my geregtigheid en laat toe dat my geregtigheid vir jou sal veg. Geregtigheid is letterlik 'n wapen waarmee jy kan veg. Halleluja. Dankie Here, dankie dat u juke kom breek en mense kom vrymaak, Here. Halleluja. Heilige Gees sê net vir my wat ons nie nou oor praat nie, maar hy sê, as jy verder in Romeine 5 afgaan, dan staan daar van, deur geregtigheid kan ons nou heers as konings, en hy wys my 'n kroon op my kop, en hy sê, wanneer julle in my geregtigheid ingeruk word, begin julle in julle heerskappy in te stap, en julle kan heers oor die werke van die vyand. Halleluja. Dankie Jesus. Die Here sê ook vir my, hy wil 'n nuwe bril vir jou opsit vandag. Hy wil jou op 'n nuwe manier laat kyk na God, eerste geval, wat so onvoorwaardelik is en jy so onvoorwaardelik lief het. En in tweede geval na jouself en sê, Here, dankie dat u my red uit my swakhede uit. Dankie dat u my oplig en terug sit, soos Dawid sê, aan 'n wide, op 'n wye en 'n oop plek. Bring u my, Here. Na waters waar rus is, bring u my. Halleluja, dankie Jesus. Dankie Vader, dankie Here, dat die Heilige Gees mense sal aanraak op hierdie oomblik en dat hulle onmiddellik sal begin glo, soos die teenwoordigheid van die Here hulle aanraak, ruk jy hulle uit, Vader, uit hulle ou toestand uit, in 'n nuwe besef in, van wie hulle is in Christus, waar hulle sit in hemelse plekke, en hulle geregtigheid, wat u vir hulle gegee het, die standaard wat u opgerig het teen die vyand, sodat hy, wanneer hy soos 'n vloed inkom, u hom kan destrooi in Jesus se naam. Halleluja. Ja, prys die Here, ek is dankbaar dat julle, dat ons weer ons tweede program kon vrystel vandag. En ja, stuur die program aan mense wat ek glo, wat regtig gaan nodig hê, om vry te kom van dinge wat hulle vashou, wat hulle dink hulle kan nie daar uitkom nie. Of kom volg ons op ons YouTube kanaal, op Hendrik Witness, en onder ons playlist Revolution Studio, daar sal jy die volgende programme kan volg. As jy wil teruggaan na die ou programme toe, moet jy teruggaan na ons playlist onder Patmos Studio Teachings, en daar kan jy al die Patmos Studio Teachings, kan jy weer teruggaan en gaan volg. En as jy 'n pad wil stap en jy wil meer leer, kom volg ons op ons Telegram kanaal, en al die details sal nou hierna weer volg, waar dis op Morningstar Friends, en andersins, hoop ons om regtig van jou te hoor. Geef ons like hierdie program, geef ons jou terugvoering, dat ons kan sien, wat het jy geleer, wat was jou openbaring gewees, en as daar enige deurbrake was, deel met ons, dat ons kan saam met jou bly wees, oor die waarheid van die woord se krag, wat jou verander het, soos God 'n standaard opgerig het teen die vyand vandag, in jou lewe. Halleluja, mag julle geseënde week hê. Ons sal nou hierdie programme eenmal 'n week begin vrystel, en sover is dit op 'n Dinsdag, so ons sal kyk of ons dit op 'n gereelde tyd op 'n Dinsdag kan doen, en so ons sien baie uit na die volgende programme, wat ek glo, wat die tekens vir julle gaan oopbreek, sodat julle lewens kan verander,
en dat julle werklik kan lewe in wat God vir julle bedoel het. Halleluja.